Dag sê, dankie en welkom by nog 'n uitsending van Dag sê, dankie en welkom by nog 'n uitsending van Kletskompas. Vandag is Dinsdag die 23ste Junie 2026. My naam is Ogito Great. Bietjie later sal ek en François Steenberg bietjie die nuutste nuus uit Republikeinse binneblaaie vir môre met julle vroegtydig deel en later sal ons saam met Aitsa daar op Loudrits by die MHJ Lief Sound en Recording Musiekskool 'n draai gaan maak. Ons het ook 'n AgriMonitor insetsel om met julle te deel en ons loer daar by die weerkantoor in, so daar is 'n propvol program wat vanaand hier vir julle wag. Bly by ons hier op Kletskompas. Welkom terug hier in die ateljee met my, François Steenberg, Republikeinse nuusredakteur. Hoe gaan dit? Goed met jou, Getto? Goed, dankie. Goed, Heerlike dankie. warm dag vandag en Baie môre beter. gaan dit nog beter lyk. Baie beter, maar kom ons wag om te hoor wat sê die weerkantoor. Ja, Intussen kom ons gesels bietjie van die $15 miljoen se voertuie wat die bestuur van die lughawenmaatskappy so goedkoop in hulle gepalm het. Ek wens ek kan so gelukkie kry Ja, nee. om so luukse voertuig Dis daarom aan te lekker. skaf vir 5000. Wil jy raai hoeveel het dit gekos? So hierdie voertuie wat hulle nou met hierdie voertuigskema wat die Namibië Lughavensmaatskappy se top bestuurders nou kon aankoop vir 'n appel en ei. Dit het altesaam omtrent 15 miljoen gekos om hierdie voertuie aan te koop vir hulle en dit is van die hand gesit vir 'n appel en 'n ei. 5 jaar terug aangekoop. Dit is korrek, dit is korrek. So, maar dis nie splinternuwe voertuie. Nee, dit is nie splinternuwe voertuie gewees nie, maar nog steeds vir 5000. 5000. Ja, ek dink ek kan nie eens vir Saartjie koop vir 5000 nou nie. Dis 'n bargain dit. Ja, nee. Dan kan jy seker net omdraai en dit weer verkoop. Ja, seker, maar as jy nou kyk wat is hierdie voertuie. So, wil jy raai hoeveel het die Toyota Land Cruiser gekos wat vir 5000. wat die uitvoerende hoof nou net vir 5000 gekoop het? Ja, kom seker meer as 100,000? 1.3 miljoen. 1.3 miljoen. 1.3 miljoen. En dan Tosca Sam se Mercedes-Benz. Daai is dikse kar. Dis seker ook 'n miljoen. Seker ook 900,000. Jy's amper daar. 900,000. Jy's amper daar. Nee, dis daarom lekker. Boonbehalwe die salaris wat hulle verdien en die ander voordele. Ja, en al die voertuigtoelae in die reis en verblyf en die hoeveelheid die brandstoftoelaag wat hulle per dag gekry het, is nie eers wat ek en jy op 'n Sondag kry as ek en jy nou moet werk toe ry en en om te dink dit het hulle, ons kry nie eens dit op 'n Sondag wat hulle per dag. Ons kan nie eens meer ons kinders vat lughawe toe om die vliegtye te gaan sien nie, want as jy daar binne is, dan sien jy mos niks. Ja. Ja, maar hulle bestuurders is so die moeite werd. Maar die goeie nuus is die verslag is nou voorgelê aan die mees gevreesde minister op die oomblik. Okay. En hy is die minister van werke en vervoer. So ons weet mos nou hy het Saterdag nie opgedaag vir die bring en braai daar by die Weselike verbypad nie. Ja, nee. Maar nou ons sal nou sien of hy reageer
op hierdie kwessie. Ons hoop maar hy doen iets. Ons hoop hy doen iets, ja. Dan 'n baie Ja. belangrike storie oor die geestesgesondheid. Op ons voorblad. Ja, en die medisyne tekort. Medisyne tekort. Ai. So Ogeto, hierdie tipe medisyne vir mense met geestelike ongesteldheid. Dit is nie iets wat jy kan drink en kan los nie. Okay. Jy moet dit aanhou drink, want anders gaan daar 'n probleem kom. En dis hierdie hartverskeurende storie van 'n ma van Okahania wat 'n 40-jarige seun het wat op hierdie medikasie is. Hy was hulle in 'n psigiatriese sentrum, hy het daar weggeloop, hy het sy besittings net daar gelos. So hy's nou by die huis. So sy kyk na hom, sy's 'n pensionaris. Sy kyk na hom en sy kyk na 3 kleinkinders. Tussen die 5, 8 en 13. So op haar karige pensioen van 3. 6, Is dit 1006? wat is dit Ja, nou? ja, ek dink dit is Niemand kan 1006. wag vir die $100 verhoging Ja. wat hulle gaan kry nie. Ja. Kyk sy weet na kleinkinders en na 'n volwasse seun wat geestesongesteld is. Sjoe. Nou het sy medisyne opgeraak. So dan kom daar drama. Daar's drama aan verbonde. Dit kan of aggressie wees of sy noem dit net sy kop pak uit. Ja. Maar ek meen dit is 'n gevaar. Ja. Dit is 'n gevaar vir die samelewing en as jy vat hoeveel van ons mense is geestesongesteld en daar is nie regtig geriewe vir hulle nie. Presies. So die mense moet op hulle medikasie bly. Dit is 'n feit. Jy moet op jou medikasie bly, anders gaan daar 'n fout kom. Goed, hulle is toe nou Okahania Staatshospitaal toe. Jammer, daar is nie. En dis So sê hulle vir haar, dan moet jy nou maar apteek toe gaan, 'n privaat apteek, en sy moet 'n inspuiting koop. En dis 1 inspuiting. Weet jy wat, en dis wat vir my so hartseer is. Dis 1 inspuiting. En dit is meer as die helfte van haar pensioen vir die hele maand waarop sy moet leef. Ja, gelukkig het die woordvoerder van die ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Dienste laat weet goed, daardie medikasie het nou weer ingekom. Maar dan is daar nou mense wat ver bly, soos Ovitoto, of waar ook al in landelike gebiede, wat hierdie medikasie moet ontvang. Nou kom hulle in dorp toe, en daar's niks nie. Nou het jy, sê nou maar klaar, jou inkopies gedoen, en nou hoor jy, nee, maar jy het nie jou medikasie nie, en jy moet nou by 'n privaat apteker dit kry. Nee, dit is 'n aaklige toestand. Dit is nie goed nie, en ons weet, ons land het 'n groot probleem met geestesongesteldhede. Maar, Ogeto, ek wil afsluit met 'n baie positiewe storie. Dankie. Wat is dit? Hoeveel lidmate dink jy het die NG Kerk in Namibië? Ek sou miskien 2000 raai, ek sal nie weet nie. Ek weet ook regtig nie eintlik hoeveel nie. Dalk 5000. Maar daar is 'n organisasie wat die San gemeenskappe bedien. O. En wat vir my so mooi is dat na raming is die San NG gemeentes, die lidmate is tussen 8000 en 12000. Sjoe. Nou dit klink vir my of dit dalk meer is as die res. As die res. Ja. Nee, daar sit hulle in die landelike gebiede en hulle is besig met sulke wonderlike projekte. Nou aan stuur van hierdie projek is Dominee Andries Gous. Nou ek het in 2009 teruggekom van Taiwan af Namibië toe. Daar kon ek nooit na 'n kerk toe gaan nie, want dit is meestal in die suide was daar waar ek gebly het in Taiwan, was daar kerke, maar dit was in 'n taal wat ek nie kon verstaan. Ja. So ek sou verkies om in my taal na 'n kerk toe te gaan. So dit was vir my baie lekker om terug te kom en in 'n kerk
in my taal te hoor. Ja. Maar in elk geval, ek het vir Andries Gous en vir Tracy daardie tyd ontmoet en ons het vreeslik lekker saam gekuier en hulle is toe nou weg Shomep toe. Andries het vir 'n logistieke maatskappy by die myn gewerk en op die ou end het hy maar so bietjie begin help onder die son. Op die ou end is hy nou voltyds betrokke by hierdie son gemeentes en ek sal nooit vergeet nie, dit was COVID tyd. Ek het toe nou vir Andries hulle 'n baie lang tyd nie gesien nie en hier loop ek hulle raak. En Andries vra vir my, hoe gaan dit met my? En dit was 'n treurmare daai tyd. Ons het baie geliefdes aan die dood afgestaan en ek sê vir Andries, nee, dit gaan nie goed nie. Maar Andries, hoe gaan dit met jou? En hy sê, fantasties. Ek sê, nou, hoe so? Hy sê, weet jy, ek het so fantastiese werk. Maar ek weet toe nou nie Andries is betrokke. Ek sê vir hom, vir wie werk jy? Hy sê, ek het die wonderlikste baas. Ek werk vir die Here. Wonderlik. En daar hoor ek Andries is betrokke by hierdie son gemeenskappe en hulle het 'n sopkombuise. Hulle doen, wat hulle doen daar is net ongelooflik en 'n skooltjie vir kinderontwikkeling. Franswies. Maar die goeie nuus, hulle moet 140 dominees vir die son gemeenskappe, uit die son gemeenskappe oplei. Sjoe, dit is goeie. Dis baie. Ja, en dis fantasties. Maar u kan self lees al die goeie nuus en al die ander nuus wat in môre se Republikein sal verskyn, maar nou is dit genoeg van die nuus. Net hierna keer ons weer terug met nog veel meer. So bly by ons hier op Kletskompas. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Welkom terug en al die boere kan maar 'n bietjie nader sit want is tyd om in te loer daar by die weerkantoor. Net hierna sal spesifiek vir die boere ons ook inloer by AgriMonitor. Maar vir eers kom ons sien wat die weervoorspelling is vir Woensdag 24 Junie 2026. Ons verwag op Katima Mulilo sonskyn met temperatuur tussen 12 grade en 28 grade, Rundu ook tussen 11 en 30 grade sonskyn al die pad en Hana ook sonskyn tussen 11 en 30 grade, Oshakati tussen 14 en 27 grade sonskyn, Rokana ook sonskyn môre, dis van 11 grade tot op 29 wat verwag word in ag van die temperatuur. Chumep vanaf 14 tot op 27 grade sonskyn, Otjiwarongo ook sonskyn vanaf 8 tot op 26 grade, Omaruru vanaf 9 tot op 27 grade. Windhoek die hoofstad ook sonskyn al die pad vanaf 8 grade tot op 24 grade, Gobabis vanaf 12 tot op 26 grade verwag vir môre. Henties Bay sonskyn ook daar vanaf 11 grade tot op 17 verwag. Swakopmund vanaf 13 tot op 14 grade, bietjie koelerig daar. Walvis Bay vanaf 11 tot op 18 verwag vir môre sonskyn. Rehoboth vanaf 7 grade tot op 25, Mariental vanaf 11 grade tot op 25 van môre se temperatuur. Keetmanshoop vanaf 10 grade tot op 21. Aranos gaan dit gedeeltelik bewolk wees vanaf 12 grade tot op 27 grade. Loedrits vanaf 13 tot op 22 grade sonskyn. Sonskyn ook op Arnhamsvlei vanaf 10 tot op 22 grade en op Oranjemund verwag ons die temperatuur vanaf 11 tot op 21 grade sonskyn al die pad dus dan vir môre.
In gesprek met Gooi Geertse van Swawet, Namibië, het hy gedeel dat Vitamiene A uiters belangrik gaan wees vir boere wat hulle kudde wil gesond hou deur die koeler maande. Dit natuurlik in hierdie week se episode van Agri Monitor, waar Geertse vertel dat daar verskeie gesondheidskwale is wat afkomstig is van 'n tekort aan Vitamiene A. Dan gesels ons ook met Rudo van Aswegen van Maize Master oor die nuutste verwikkelinge in masjinerie en hoe jy beter, meer volhoubaar en meer doeltreffend kan oes met jou masjinerie. En dan gesels ons ook 'n bietjie met Santam oor die ontwikkeling van versekering spesifiek vir boere en die unieke uitdagings in daardie veld. Skakel vanaand om 8:30 in op Netwerk Televisie DStv 285 en GoTV kanaal 25 as ook oneop2.com vir ons episode van Agri Monitor. Ons sien jou daar. Welkom terug. Vir vanaand se onderhoudsessie sal ons saam met Aitsa Kragte span om daar in die diepsyde by Loederitz te gaan kuier by die MEH Lief Sound and Recording Musiekskool. Kom ons klets saam, kom ons hoor wat hulle te sê het. Ek het in Loederitz gekom 2023 en ek het altyd geweet ek wil na 10 jaar terugkom om die nasie te kom help in musiek en in klank, omdat dit so baie belangrike tools is in die lewe. En ek het Loederitz toe gekom en ek het gevra, was hier al 'n sound company, was hier al 'n volwaardige musiekskool in Loederitz? En hulle het vir my gesê nee, en toe sê hulle, dit sal goed wees as ek dit begin. Ek het dit tans begin 2024 Junie by 5 Valley en toe vra die gemeenskap my om sentraal te skuif. En na 2 jaar sit ek nou sentraal. So ek is baie opgewonde vir hierdie dinamiese droom wat begin waar word, wat vir jare gepraat was, vir jare in my hart gebore was en dit het so 2023 het dit begin hier in Loederitz. Ek is gebore in Rehoboth. Skool gegaan, my loopbaan primêre skool was JTL Bekes. Dan toe gaan ek Lemmer toe, van Lemmer af Windhoek toe en van daar af toe verhuis ons na Suid-Afrika Kaapstad waar ek my studies gaan begin het in musiek en in klank, sound engineering. Musiek is gebore in my bloed. My daddy was 'n baie fenominale gitaarspeler in Namibië, Cedric Hammond. En my ouma Grootjie, my pa se ouma, was 'n orgelist. My ma se kant van die familie het my oupa trekklavier gespeel, trompet geblaas en oupa se broer was 'n saksofonist. Hy was deel van die Army band van Sam Nioma en so dit
So het dit nou in my hart deel geraak. So musiek is in my bloed. My gunsteling instrument is drums. En die percussionist wat my as kinder daar gesteel het was Alex Acuna. Hulle het 'n band gehad, Canonia. Dit was 'n Christen band ook en daar was Abraham Laborium. Daar's 'n ander drummer, Simon Phillips. Die drummer wat my baie gegroom het in Namibië aan my beginstadium as 'n tiener was Lebo Motabeng van Suid-Afrika. Hy het my geteach, dit was my tutor by Windhoek, ons noem dit die conservatorium, wat dit nou noem. Van daar af het ek oorgegaan na Howard Dominee, hy was pianist. En ja, so kan ons aangaan. George Benson, Jonathan Butler, en baie verskeie in my rolmodel wat ek nou opgekyk het as kind was ook na my daddy, Cedric Hammond. Ek vat in alle tipe genres, bossa nova, samba, Latin jazz, normale jazz. So ek gaan 'n paar genres hier speel, so 3 genres, okay? Dus begin met die mees ingewikkeldste pattern op die drums, bossa nova. 1, 2, 3, 4. Okay, nou bring ons 'n bietjie Latin jazz. Music, gospel music. Nou gaan ons 'n bietjie Pinkster toe. So ons dek die hele genre wat op die aardbol beskikbaar is. Ons het baie verrig ewen in die education sektor van Namibië. My pa se oom was destyds skoolhoof op JNL, meneer Bessel Hammond. Hulle het hom genoem ABH en ook genoem die wiskundige van Namibië. Ja, en ons is baie lief vir musiek. Die wense van my, ons bied aan klasse, aan kinders, aan groot mense, 'n musiekskool. Ja, ek het al studente. Redelik met 'n baie groep begin en nou sentraal geskuiwe en ons groei. Ja, en binnekort sal ons ook ons eerste musiekkonsert hê vir die gemeenskap van Loederus, sodat hulle kan sien wat die ou studente al reeds doen en wat die nuus nou gaan doen. Ons doen basgitaar, klassieke gitaar, klavier. Ek het geïnvest om die klavier te bring vir Loederus sodat ons Loederus se talent waar dit moet kom op 'n level kan kry. Sê. En dat is hier vir ons vasdrap. 'n Bietjie van die lang arm ook, wat ons hier kan kom leer vir die musiek speel.
Ja, nee, uitsa is maar net 'n lekker ding. En veral lekker wanneer 'n mens daar saam met hulle op Loederits by die MJH Live Sound and Recording Music School saam met meneer Hammond 'n bietjie kan gaan luister of dalk ietsiekie kan gaan leer. Maar met dit kom ons tot by die einde van hierdie uitsending van Klets Kompas vanaf my, Ogito Greik en Soraya Mentor, my tegniese beampte hier in die ateljee, wens ons julle 'n wonderlike week verder toe, alle sterkte en tot ons weer kan saamkom, by mekaar kom en lekker saam kan klets, sien die volgende keer op Klets Kompas.